Toe ek eendag met my honde op Vishoek se strand stap, toe sien ek hierdie Khoisan hut hier staan. En ek wonder toe, wat is die betekenis hiervan? Ek vra toe vir die eienares van die restaurant waarvoor die hut staan. Matthea, wat beteken hierdie Khoisan hut in die middel van Vishoek? Toe sê sy vir my, maar Sandra, het jy dan nie geweet nie? Ons is afstammelinge van die strandlopers, van Kurtua, van Harry die strandloper. Ek kon my ore nie glo nie. Gewoonlik dink 'n mens jy moet ver reis, jy moet na die Kalahari toe gaan om van die eerste nasie mense in die hande te kry. Maar nee, hier is hulle voor my oë, op my drempel, leef van die eerste nasie mense. Sy vertel hoe hulle hierdie hele area beset het, voor Vishoek gelyk het soos wat hy nou lyk, van Kalkbaai af om reg rondom Kaappunt tot Inhoudbaai. En later het baie van hulle gevestig in Noordhoek en in Kommetjie. Maar deesdae bly meeste van hulle na die verskywings in die 60er jare in Ocean View. Dit was vir my 'n ongelooflike reis om na hulle stories te luister. Interessante stories, kleurvolle stories, maar ook bitter hartseer stories. Kom luister saam met my. Mijn naam is John Carstens en ik is geboren in Rediel, waarvan die plaats Wilskutbrand, die naam Wilskutbrand was. En daar heb ik opgegroeid en dit was lekker, maar ook zwaar. Ik is Carol Andrews, geboren in 1953, geboren in Claremont, opgegroeid in Claremont tot 11 jaar oud. Mijn opa heeft Riedak werk gedaan. Ik weet niet eerlijk wat is Riedak. Die Riedak huise heeft mijn opa gedaan. Later van die tijd om ons uit. Want toen daar karats gebouwd wordt. Toen ons uit, toen werk mijn opa voor een ander baas, Mr. Ross. Toen ging hij voor onze plekje in Sunnydale. Lekker water weg. Mijn naam is Jacoba Elizabeth Simon, geboren Warries. Ik was geboren in Noordhoek. En daar heb ik al mijn jaren gebleven tot na 21 toen ik getrouwd. En ik was een van die eerste mensen wat getrek het van Noordhoek naar Ocean View. Mijn jong meisje van was Joanna Daniels. Ik is geboren in Kommetjie. De tweede mei 1938. En mijn getrouwde van is nou William. Mijn naam is Abdurrahim de Klerk. Ik was geboren in Simonstad in 1958. En ja, Simonstad was lekker. Ik kon op mijn stoep staan. Dan kon ik een klip in de oceaan gooien. Dat is waar ik gebleven heb. Mijn naam is Christine Hendricks, geboren in Sunnydale. Ik is 51 jaar oud. En ons het nie 'n kraan gehad of water gehad in ons huisie. Dan moes my ma en ek elke tweede dag of een dag in 'n week, dan stap ons na 'n sandpad na 'n dam toe. Want daar was water by die dam, is 'n lang sandpad geweest. Waar ek en my ma gestap het en dan het sy haar was daar gaan was. En daar was ek het altijd gezien, als ik goedjes uitgekeerd op die meertjes om die dam. En dat ik van mijn ma altijd gevraagd, als vat ik een stokje en krap ik zo tussen die woorden waar er op staan met een stokje. Dan vraag ik van mijn ma toe een dag, wat is nou dit? En mijn ma vertelt van mij, Khoisan. Die jaren, die strand, wat hulle noemen, die strandlopers. Mijn naam is Steven Michael Fritz. Ik is geboren in een plek wat genoemd wordt Sunnydale. Mijn traditionele naam is Koma. Koma betekent kind van die zand. Dat is mijn traditionele naam. Mijn naam is Ishaqua Sabuddin, Ismail Sabuddin. Ik is een moslim. Ik is een Khoi. Mijn oma was een Khoisan. En zij was
'n leier se dogter. My vriende se ouers, nou hulle was, hulle kan jy direk gesien het. Die is spio. Hulle is uitgeknip sandmense. Hulle daar in die vlaktes, voordat die reservedraad gespan was hulle daar gebly. En ons het al die dae gegaan. En daar was ons 'n jagplek, want daar was baie bokkies gewees. Dan het ons maar gegaan daar in die bossies, dan het ons maar die olieblikkies gevat, dan het ons 'n vuurtjie gemaak, en dan het ons die aardappeltjies uit my pa se tuin gaan steel, het ons maar die watertjies gevat en 'n vuurtjie gemaak, en die aardappeltjies klaar gekook in die bos, en so het ons maar daar in die bos gespeel, want dat was nie ons plek om te speel nie. Ons het in Simonstad daar toe se swaai gehad, so 'n ou boom, my boom was seker so 1000 jaar oud, want hy het net so 'n stam gehad. Daar het ons geswaai en het ons oor die treinspoor gegaan, daar het ons geswem, of ons het Jubilee Square toe gegaan, het ons naar die haven gegaan. En toen ik zo 5 jaar oud, dan as hy Engelse skepe inkom, dan vat hulle ry pennies, dan gooi hulle ry pennies so af, maar die water is clear, kristalclear. So as jy tot daar onder kan kom by ry pennie, dan is hy pennie jou, en 'n pennie was baie. Jy kan baie Wilson Blocks gekoop het met 'n pennie. Ons was baie goeie swemmers. Ek het nou laas jaar nog gesê, toe ons een van die manne begrawe het, wat nou in Noord toe gebly het, toe het ek voor in die kerk gesê, as daardie jare kompetisie gewees is vir swem, dan sal ek gewen het. Ons was baie goeie swemmers. Ons was verschrikkelijk. Samen die blanke kinders, ons was goeie zwemmers. En ons het opgegroeid en ons het gebied eigenlijk waar hulle dobbel. Nou als hulle nou morgen gaat ons voorzoen toe, ons weet ons gaan geld optellen daar. En tijd was het die ponde. Nou als je zo'n blauw pond optelt, jy is baie rijk. Als kind, jy is rijk en jy sit die pond in jou zak. En dan gaan jy huis toe. Ek, Isaac Melvin Jacobs, gebore 17/12/1954, te Glenken. Ek het lekker kinderjare gehad, maar ook ons ouers was streng. Ons het geweet wat ons mag en nie mag doen nie. Ek kan ook nie by die huis kom en van my ma of my pa sê, ek het vandag 'n pak by die skool gekry nie. Dan kry ek nog eene by die huis. Want geen onderwyser sal vir jou slat as jy niks gedoen het nie. Ons het die water gehad in Sunnydale. Je kent die putten, waar je die emmer vat om die water op te trekken. Ons moet water getrokken uit die putten uit, maar het was verse water. Als mijn ma komt, dan die water daar is. Mijn broers moet zo zorgen voor die dikhout en die dunhout. En als daar niet dikhout is en dunhout is, dan krijgen we een pak sla. En als zij gezegd het, ons winkel toe gestuurd het. En gezegd, ik spieg nou. Als hij spieg droog is, en jy is nog hier nie, dan krijg je een pak sla. Ons mag nie in die pad gespeel het nie. Want as die polisie mense jou gekry het in die pad, hulle jaai jou. Hulle so met 'n rotantjie altyd in hulle wene gery. En dit was dit die geel en die wit. Die geel, nou hulle moet so rotantjie, dan slaan, as hulle jou vang, dan slaan hulle jou. Dan loop jy loop. Die wat agterbly is sy saak. En ons het goeie vriende, goeie blanke kinders vriende gehad. Baie goed. Hulle was nie snaaks nie. Ons het lekker geliewe. Ons het saam skool toe gestap van Kommetjie Plaas toe. Hier by meneer van der Hosse Plaas. Lekker geliewe, lekker. Dit was nie 'n probleem nie. Die enigste probleem was later. Ons kon nie by die blankes se voordeur geklop het. Ons het by die agterdeur geklop. Maar hulle was nog tans lief voor. In die 1967, 68 jare, toe die groepwet ingekom het, toe was ons nou moes gesê om uit te trek daar. Net uit te trek daar. Maar my pa het daarom wel kans gekry om by die behuisingskantoor te kom in Ocean View om sy eerste huur te betaal. Ek kan nie vir sê hoeveel het was nie, maar die sleutel te kry en dan hoor jy net die trok kom môre. Die hartseerste was gewees dat die
Ek dit 1 jaar het hulle gekom en gesê ons moet leegmaak, my pa, want dit gaan 'n blanke gebied word. Die apartheid kom in. Ek kon nie verstaan toe hulle vir ons moet verskuif uit Simonstad hier. Ek het nou weer my ouers gevra, maar mamma, hoekom moet ons nou weg van die Simo? Toe sê sy, ag man, is nie meer lekker hier nie. It was 1972. Toen kwam die politiemannen daar. Toen zeggen wij, ons moet alles leegmaken. Op 'n dag toe kom as ek 'n groot trokke ra in council trokke. En ons het goed wat op die trokke gesit. Wat gaan aan? Ek weet nie wat gaan aan. Ek kyk ook maar links, regs rondom my. Wat gaan dan nou aan? Want toe gaan ons dan nou met al ons huisgoed. Ons het 'n klomp hoenders toe, weet ons nie wat word gemaak met die hoenders nie. En ons het 'n klomp hoenders, ons 'n groot hoenderhok. En nou moet ons nou weggee want ons môre het hulle ons furniture kom haal, so 'n groot lorry wat ons furniture kom haal. Ons kan ook nie eens nie. Ons kan ook nie eens teer staan of teer praat nie, want jy moet as hulle kom lys om myself. Jy moet net inklim en kom. Is so hartseer geweest. Oeh. Ek vra van my broer, waar is my pa? Hy sê, my pa wil nie uit die huis kom. Ek gaan niks. O, jene. Ek het gedink my pa het moord gepleeg. Ons wak vir hom, ons roep hom. Hy wil nie uit die huis kom. Ek sê vir my broer, hy moet maar gaan kyk. Toe staan my pa in sy kamer. Toe staan hy en bid vir die Here. Ek vra God, wat het ek gedoen? Hoekom moet ek my huis verlaat? Wat het ek gedoen? Hoekom? Geef vir my 'n antwoord. Toe sê ek, Here, kom maar. Het is niks, kom. Toe het ons op my gekry. Toe sê hy vir my, die ceiling hierbo, dat is 'n brief vir julle. Lees dit. Het was so hartseer. Dis 'n seer, ek sê dat hy's 'n seer wat by my sal bly vir die res van my lewe. Daar het nog 2 manne gekom op perde en gesê, julle hotnos moet sien dat julle hier wegkom. And that was a bit too much. Van julle moet sien dat julle hier wegkom. Want julle behoort hier nie. Die is nou 'n blanke gebied en die blanke mense gaan hier bly. Ja, ons is verskuif mos nou van lekker water af na toe tot ons ouers weer toe trek. Toe gaan elke man nou sy eie koers. My maat gebly by nommer 12 daar het ons ingedek nommer 12 Sieringhof. Ja, Serious Way. Sieringhof het ons gebly. En later van tyd toe raak ons mos nog groot. Toe trou my broer eers getrou. Ek het my laaste getrou. In 1984 toe ontmoet ek my vrouentjie en ek trou saam met haar. 'n Lieflike vrou. My klere is bietjie swart, maar sy was wit. Sy was piebel, blou oë. Sy het mooi oë gehad. Seker dit wat my getrek het na haar. Dus ek het 1 vrou en 2 kinders. Sy is nog nie so lank getroud nie. Volgende week maandag 41 jaar. Ek het 5 kinders op hierdie oomblik. Die jongste een is 14 jaar oud, die oudste een is 31. En dan het ek 5 kleinkinders. Kan enigiemand van hulle kooi gewoon praat? Die kleintjies, my kleinkinders, hulle leer baie en hulle vang gou in. Hulle begin al hierdie tradisionele liedere sing wat ek vir hulle leer. Ona haka koro ani. Sien hoe lekker, nou kan jy sommer sing. Ja. Nou, as ons hierdie doen, moet ons altyd 'n gebed opsê. Want die Here is baie belangrik vir ons. Sonder hom kan ons niks doen nie. Ui, am, ona, haka,
Koro. Ek is klein, maar my pa was nog 'n tippie kleiner as ek. En ek het altyd gehoor sê, jy's 'n bushman. Maar ek kan dit nie in my ingedring het. Wat is die van bushman? En dan sê ek altyd maar, ag, jy praat nou, ek is nie 'n bushman, ek is 'n kleerling. Maar toe ek so groter word, toe besef ek, toe my pa se twee broers daar kom altyd, dan gesels hulle soos hulle gesels, so drink hulle, en dan begin my pa met die taal, en hy begin te praat. Dan sê my twee onkels vir hom, nou hulle het hom Boeta geroep, hy was die oudste. Boeta, jy begin dan weer met die taal, jy gaan tronk toe. En my ouma was destyds een van die eerste mense wat nog steeds kon Afrikaans praat. En sy het vir ons begin leer om die taal te praat. Wat vir my baie geïnteresseerd was, die taal. Maar my ouma was altyd wil sê, prinses. En ek het gewonder, wat beteken die woord prinses? En my pa sê vir my toe in Engels, don't speak gibberish of iets in die lyn. En ek het altyd gewonder, wat bedoel hy? En omdat onze ouma die taal gepraat het, kon ek nie verstaan dat sy sê nie. En elke keer as ons in Kaapstad ontmoet het sy van my gesê, prinses. Maar soos ons groter geword het ons ook maar weer begin begeet van die taal en van onze tradisie. Nou, Harry die slansloper, hy is eintlik 'n oom van my ma se kant af. En so het ek geleer, maar hoekom wil hulle dan nie met mekaar praat nie? En so het ek uitgevind, omdat ons mense baie ander invloede gehad het, soos die nie blanke kleur, en dan die bruin kleur, en dan die swart kleur. Toe vind ek, yes, wat ons moes mengelmoes van mense, wat ons kon nie die taal praat nie. En so het ek uitgevind, dat die taal moet gepraat word. En dis hoe ek maar agterna so meer as 10 jaar gelede weer begin my tradisie op begin tel het. Toe ek eers met uitstappies begin na peeskyf en mense geleer oor kruieplante. Dis nou weer die tyd wat ek nou weer bewus raak van my tradisie en my kultuur. Peeskyf, daai is ons grond. Lieflike. En daar gaan bid ons, of ons gaan daar, al die koois kom by mekaar daar, en daar praat ons met die ancestors, praat met hulle. Oké, daar is 'n spesiaal iemand wat die horings hou, en die pep brand tussen die horings, en dan dans ons, en ons sing, en mense, dit is lekker daar. Dan kom ons daar vanaand af. Dan word ons geleer, luister, julle pluk nie van die pemboomgoede wat die staan nie. Vra vir die ancestors. Nou as 'n klip, soos jy opgaan as 'n groot klip, jy moet jou hand in die klip sit. Om toegang. Dit speel af soos 'n film as jy daar opgaan. Jy raak, dit raak duidelik vir jou waarin jy is, wie jy is, waarvan jy kom. Die stok het ek geontvang van een van die leiers daar in Kalahari van die Otsekwa groep as 'n geskenk. Maar hier is verskillende datums op hierdie stok. As ons nou kyk na 1510. 1510 wat was die eerste oorlog tussen die Khoi en die Portugese. En Vasco de Almeida het aan strand gekom by die mond van Soutrivier, waar hy gesien het die vetgemaakte vee.
En toe wil hy onderhandel, maar ons koei mense wil nie geonderhandel het met hom nie. En dis waar die oorlog uitgebreek het, die eerste Khoisan oorlog. En ons koei mense het hulle vee gebruik vir beskerming. En so het hulle vir Weskou die Almeida met sy manskappe verslaan. Dis die eerste oorlog wat uitgebreek het tussen die Khoi en die Portugese. En 1750, die tweede oorlog tussen die Khoi en die Portugese. En daardie oorlog het plaasgevind in Meisenberg. En dis noem hulle het hom genoem die Heilige Oorlog. Ja, 95, dit was die laaste Khoi oorlog waar die Khoi sy identiteit verloor het. En hy het sy land verloor en sy grond, alles het hy verloor. 1658 is waar die epidemie van die masels uitgekom het, waar baie van ons Khoi mense gesterf het. Waar die Portugese nou komberse oog gebring het met hy kiem in. Ja. En so het baie van ons mense gesterf. 1946 is waar daar 'n unie gestig gewees het tussen die verdagte regering, die ANC en die Khoi. Dit is wat daar gebeur het. Kyk, soos ek gesê het, elke diertjie is heilig vir ons as Khoi mense. As ons nou die porcupine vat of die eystervark. As daar iemand in ons kraal siek is, dan moet daar 'n seremonie gehou. En dan kom die eystervark uit en hy kom gee homself oor. Want die eystervark het 2 maag. Nou die een bevat net die medisyne. Dan moet hy medisyne droog gemaak en toegedien aan die siek mense. Daar was 'n Khoisa familie gewees wat ook op Slankop se strand gebly het. Hulle was ook so slim. Hulle het ook die nette self gemaak. Hulle was ook vissermanne. Hulle het ook kreef gevang, mossels afgehaal en alles. En daai een van daai Khoisa man, hy het nooit geglo in medikasie nie. Hy het nooit geglo in salf, dettel, dit nie. Daar's 'n sekere seaweed op die strand, op die klippers, wat hulle afgehaal het en medikasie gemaak het. As daar iemand in die huis siek was, dan het my pa jou dopgehou en my pa direk geweet wat te kry om te gaan pluk. En dan gaan hy berg toe. En my pa was baie lief om sy daggapilletjie te. Dan sweg hy sy pilletjie en hy stiek sy pilletjie aan en hy hier op berg toe. Dan bring hy vir my oledema 'n bos veldblomme. En hy bring die krye. Dan sê hy, sy moet nou vir ons die een wat siek is krye maak. En nou maak hy die krye. Net 'n dag of 2, dan spring jy uit die kooi uit. Dis die vygie die. Nou die vygie. Jy kan hom stamp. Sy sop wat uitkom. Dit kan jy ook smeer aan jou waar jy voel is 'n pyn of seer. Hy werk ook so goed. Baie mense verstaan nie, maar nou hoekom? Hoekom dan die ding? Ja, hy is 'n wonderplant. Hy is een van die wonderplante en die een. Dis die malva. Wanneer 'n mens vir hom plant op jou sweer sit, die druk hom. Die harepate fyn, sodat jy nie kan seer maak nie. Jy hoef nie wondersalf te kry nie. Dis die wondersalf. Iemand hy ook, die een. Nou hy is baie goed ook, die kappertjie. Hy's baie goed. Vir hom verbruik ook van dieselfde manier. Hy's baie goed. Hierdie ons skool het die honde oor. My te ander naam. Nou hy, vir hom sny jy in die middel deur. Dan plaas jy vir hom ook op 'n sweer
of wat ook al, dan sit jy hom daar op. Maak hom lou, sit hom maar op, maak hom toe. Wat hier gebeur, die word afgesny. Die saagies wat die is, word afgesny. En dan word hy natuurlijk afgewas word. En dan word hy deurgesny. Wat hy uitgehaal het, die vochtigheid, wat die hondeoor uitgehaal het, dan sit jy hom bo op daar. En dan help jy hom verder om gezond te maak. Zo op die ouderdom van 45. Ik had gewerkt voor een multimiljonair. En hij vraagt van mij een dag geen. Ik had voor mijn dubbel garage gaan bouwen daar. En hij zei van mij, oh je work nice. En hij vraagt mij, do you have a problem? Nou, ik was moest maar honest man. En ik zei van yes, yeah, like man, you know, I've got this drug problems and I just can't kick the habit. Every time I say this is the last one, and then I smoke, and tomorrow when I open my eyes, then I go to the merchant. And I say, so now, do you intend to stop? And I say, I'd really like to stop. I say, now what are you gonna do about it? Nou, elke jaar, met die August, dan ga staan ik in mijn vrouw hier buitenkant, Ocean View, dan cheer ons die mensen. Dan eet ik die klok van die hogeschool alleen, kijk klok. En as ek tik geroek en ek is hy. Ja, ek kan nou lag wat as jy nice. You know what, as jy ek kry eintlik as ek dink aan Jesus, ek kry ek butterflies op my maag. Dit is scary. En dan het ek gesien mense, sy hulle of ek sien 'n paraplegic, 'n man lê verlam. You know, dan sê ek myself, ja. Jy is fris en gezond en jy speel so met jou lewe. En toe sê ek, ja man, if I can buy me a bike, I like man. Hy sê, are you serious? Ek sê, yes. I have money to buy a bicycle, I might quotas have it man. Hy sê, okay. Lolera sulke dik stomp op sy plaas. Hy sê, will you show that up for me? Ek sê, when you see, this is about you white people man. Now you think I'm a slave now. I must now go stand. I say, no, him, man. I'll go buy you a chainsaw. En daar lag ons toe. Hy gaat koop my toe a chainsaw. Ek sê, nah, now we're talking. I thought you think I'm black. I must be like a slave. Yes, hy stomp is net so dik. En ek sny die, en hy wil lekker blokke hê vir sitplekke, wat hy so kan pak op sy plaas. En ek het het gesny. Ek het hy gesny 2 dae. Ja, 2 dae. Gee vir my amper 3.500 rand. Vir 2 dae. En sender ek kom in Ocean View en daar draai my brein. Nee, wat 'n bicycle, ek gaan nog merchant. Ek is mos eet ek. En ek ry my vrou se proef. Ek loop aan hom vas. Sy sê, where you going? Sy sê, I'm going to smoke now. Oh, wys ek kom ook hier. Party time, I say, man, geen man. This is not you, man. En hy sê dieselfde ding. Hy sê, why don't you buy you a bicycle? Ja, nou hoe gaan ek nou uit die ding uitkom? Ek sê, nou, why don't you take me? En nou, ek dog nou, hy gaat sê, no, man. Hy sê, nou, get in the car. Ai, daar is ek vastgeboeien. Get in the car. Ek get to my in the car. Squal, vrou. Gaan ons Brit Cycles toe. En hy koop vir my 'n nice view, nogal 'n nice bike. En hulle enrol my sommer vir die Sanlamburger fietstoer. As ek na almal hy medaljes kyk op binnerak, kyk ek straight na hy ene toe. 2005. Hulle enrol my 121 kilometers. Ek is 'n trek eet ek my vrou. Hoe gaan ek 121 kilometers ry? Klomp dinge gaan deur my brein. En ek sit so op tikkies draai en ek sukkel. Joe. En ek klim af. En ek stoot die fiets. En dan kom 'n ou man verby. Wat mannetjie? O man. Ek kan sien aan sy vel. Hy is oud. Hy is seker so close to 70. Irony.
Hy ry dieselfde fiets wat ek ry vir jou. Dieselfde kleur. Hy sê vir my, son, you're gonna get to the top quicker if you get on that bicycle. Ek sal nooit sy woorde vergeet nie. Ek kyk die auto op en ek sê, jy van jou kop af, man. Hoe gaat ek van 'n garaboeko? En iets sê vir my, klim op jou bike, man. Nou, ek was atleet op skool. Ek was een van die beste atlete op skool hierso. Dan staan nou nog 'n rekord van my. Die 400. Ek chill uit, man. En ek klim op die fiets, hy het nog hy pedals met die streepie wat jou voet in sit. Ek op die fiets en ek pedal. Ja, maar nou het ek mos geloop, so ek het mos recover. Alright, nou is het mos lekker en hier voel ek, en raak die ding weer in die. En net soos ek wel afklim, voel ek aan in my rug. En die ou stoot my. Hy sê my, you can do this, man. Ek kyk toe so aan, nog 'n whitey. Ek sê, nee, die whiteys is nog al alright. You know? En hy stoot, en hy haal sy hand weg, en ek check, waar is die hand dan? Ek sê, nee, man, push a little more, please, man. Just a little. En hy stoot my nog so bikkie. En ek sê, alright, nah, I'm ready. En ek kom toe boe uit. En ek sê, joh, ek het nooit van 'n fiets afgeklim nie. Ek fiets nog van 2005 tot nou. Maar toe klim jy van die drugs af? Onmiddellik, toe sê ek, die drugs gaan nie werk vir my nie. Dis 'n bittere drug. Die fietsry het eintlik begin met die hoërskool. Ek het toe seker nou al 4 Augustus gery. En die prinsipaal daar het my eintlik gevra, kan ek so 3 lyties net regmaak vir die Augustus. En ons het so pakke, ja, middag ry ons maar om die pin. En ek sê, joh, maar die seuns is goed. En ek sê wel, listen boys, if you ride this August for me under 4 hours, then I'm gonna take you a step further. Hulle ry so vraggies onder 4 ure. Die enige naam sal ek nooit vergeet nie. En ek sê nog vir hom, jy het 'n famous naam, man. Nathan Stewart. Hy klink mos kwai op die TV, Nathan Stewart. En laat ek jou sê, die lytie, ne? Hy het die August, nou 2 jaar gelede, dink ek, ja, gery. Hy het geëindig 15 minute na die wenner. En hy het net 3 jaar gefiets. Fantasties. But the situations where they find them in the environment where they grow up, dat is wat hulle breek, man. En het sê het vir my. En toe besluit ek en my vrou, nee, man, ons gaan nou probeer om die klub te begin. En as jy so ekstra geld het, dan koop ek 'n frame, en ek koop 'n paar wiele, dan bou ek het op. En as nou was jy aan my die klop, as ek kom op 'n fiets. En het change die lyties ook. Alle selfvertroue, respect, discipline, hoe om dinge te balance, het leer hulle baie goed. Boeritmoe betekent Ocean View. Die oude naam was geweest Slangkop. Nou, als je weer in die slangkop gaat, dan gaat je weer horen van die slangen wat die was vroeger. Die tijd was het nog alright, want toen is Ocean View nog Ocean View. Nee, toen is het Slangkop. Toen was die plek zijn naam Slangkop, ja. Toen is Slangkop nog alright. Toen is het net Jankooi, die heel eerste pad daaronder in Ocean View, en het was Links Avenue. Germany Way was hulle nog bezig om te bouwen, Rigel, Cetus was nog bezig om te bouwen. Die was slank op die tijd. Toen was het nog fijn. En toen wordt het Imhoffs Gif. En toen wordt het Ocean View. Toen ons aangekomen in Ocean View, kan je bewegen. Je kan gestapt het enige tijd van die aan. Ik was baie betrokken met sokker in Ocean View. Ik heb zelf sokker in Ocean View gespeeld. Ik was zelfs een scheidsrechter in Ocean View. Ik was zelfs deel van die buurtwacht. Nee? En nou, verleden week het mijn zusters skoonseun gesterf. Want die eerste ding wat mijn vrouw zei die ochtend, ik moet toe 6 uur loop daar naar die andere nieuwe scheme toe. En ze zei dan die woorden voor mij, voor je gaan, haal net je geld uit je zak uit. Want dat is die tijd van die ochtend wat de mensen roep. Het maakt jou eindelijk hartseer, man, om te denken. Want dan vraag je voor jezelf, ja, zal ik dan ooit drugs gedoen het als ik daar gebleven? Ja. Want ik geloof niet die drugs daarin kan gekomen zoals het hier ingekomen is. I don't think so.
hier was dit amper soos 'n beplande ding, so right, laat die traks maar inkom, laat hulle maar aangaan soos hulle wil. My tweede oudste seun het ek verloor. Hy was siek. My dogter was vermoor. Ja, hier in Oceanview was sy vermoor geweest. Sy het 'n seentjie gehad. Sy naam is Justin Corris. Hy was 3 wat sy vermoor geweest het en ek het hom maar verder groot gemaak. Ek het dat kind groot gemaak van 3 jaar oud tot hy het laas jaar 17 geword. Die 26 Desember laas jaar kom hy so hy mos nou die dag na Kersfees Boxing Day. Kom hy toe. Hy was omtrent so halfpas 12. Ek sit bo in die kamer TV kyk, hy kom in. Ek sê vir hom, Justin, ek het jou kos uitgeskep. Hy kom was sy aan en hy kom af en hy kom eet, maar nou sit ek nog op nou, klaar geëet. Toe sê my ouma, ek gaan die 2 chops vir my hou, tot vanaand toe. Ek sê hom, ek gaan nie heeltyd hier sit, want ek is alleenig, gaan ek hier op na my vriend toe, Elizabeth Jostenberg, gaat sit by haar. Hierte, so 4:45 die middag, tok aan haar deur. Toe sit my neighbor hier en my neighbor hier. En die kerel moet kom. Hulle het nou net vir Justin geskiet. Ek sê, my Justin. Maar ek raak toe hysterical. En my neighbor met die bakkie, hy lei my in, gaan op. Wat ek daar bo kom in die Arisland toe is, toe sy klaar geskiet. Koel deur die kop. En ek dink steeds, want ek het hier nog mats gekyk. So vraag wie het die kind geskiet? Niemand weet nie. Agterna te hoor ek, hulle het vir hom gedink is iemand anders. Die speler was by my nou 2 maande terug. Toe sê hy my die saak moet regional toe gaan. Maar die mense wat gesien het, wil nie getuig nie. Toe sê ek hom speler, om 'n lang storie kort te maak. Ek los dit net in die Here se hande. As die mense wat nou gesien het, wil nou nie getuig nie, ek kan niks maak. Because I won't get my grandson back. Hy is al wat ek vir hom gesê het. So ek weet nie wat gaat nou aan met die saak. I don't know. Want die mense is ook bang om te gaan getuig, because die gangsters stoot hulle skiet die getuie dood. Once hulle weet wie is betrokke as getuie in 'n saak, hulle skiet jou mos dood hier in die Oceanview. Dat is net in die Oceanview het nie verander nie. Oceanview is nog altyd dieselfde. As ek kom by kyk, sien ek dieselfde berge. Ek sien meer huise. Ek sien nog altyd dieselfde stede. Het is die mense wat verander het. En vir wie blame 'n mens? Vir wie kan 'n mens blameer? En nou so, die mense het verander, nie Oceanview nie. Ons het toe geprobeer om die kanse op te bou in Oceanview. En die naam wat ons gekry het, is South Peninsula Khoi. En dit is wat ons naam nou is. Die kinders het begin om my te sê, Isakwa, Uncle Khoi. En het begin te stak by my, maar door Oceanview te kom, toe was het weer iets anders. Toe is ander name by my gekend. Ja, kom die Khoi man. En die Khoi, ek sê, julle is ook Khoi. En toe moet ek hulle leer wie hulle is. En het vir my was baie lekker om dit te doen. So ek hou baie seremonies vir al die diere, want by ons is diere baie belangrik vir ons as Khoi mense. En ons voorouers het elke dier beskerm en gerespekteer. En dis waarom ek ook nou 'n diereaktivis is. Ek was in parlement waar ek gepraat het met die minister oor die lion boat trading. En dan het ons ook nou betrokke geraak met Katasa,
die Bobbejaan. Kataza was weggeneem van sy trop af en hulle het hom net gedamp. En omdat ek kooi is, praat ek baie met my ancestors. En dis hoe ek bewus geraak het dat my ancestors praat met my om te sê, ons moet 'n seremonie hou vir Kataza. Ek het eers ons voorvaders opgeroep. Ek het toestemming gevra vir hulle en hulle seëninge. En ek het gesing, ja, Sada Sada, is om vir Kataza te beskerm, sodat hy kan veilig huis toe kom. Elke diertjie is heilig vir ons as Khoi mense. In die Khoi tradisie word die wit leeu beskryf as God se kind wat hy gestuur het aarde toe. Daar was 'n tyd toe my voorouers nog die land plat geloop het. Toe daar so 'n oorlog uitgebreek tussen die Zulus en die Khoi. En dit is daai einste wit leeu wat ons Khoi mense begelei het na vryheid toe. En dis waarom is daar steeds 'n verbond tussen die wit leeu en die Khoi. En die verbond wat daar is dat as ons Khoi mense 'n prooi gevang het en die wit leeu kom daar, dan moet daar geonderhandel, sodat die wit leeu verstaan dat die prooi is nie syne nie, maar elke volle maand was daar 'n prooi gevang en op 'n spesiale plek gesit vir die wit leeu's. Meeste seremonies word gehou as dit nou 'n volmaan is. Dit is waar ons nou dink aan ons aan Khoi groepe wat byvoorbeeld die water kry nie. En dan word die, soos hulle dit noem, die raindance word gedoen om die vuur. Ek het nie daai tyd geweet wat Bushman beteken nie. Maar toe ek hoor dat ek 'n strandloper is, en toe val dit my by my pa, het die taal van die San gepraat. Toe sê ek is ook 'n San. En toe is ek proud op wat ek is. Ons weet nou wie ons is. Nou moet ons werk toe dit en dit goed maak, sodat almal van ons dit kan seëvier met die hele wêreld. My groot wens vir ons as Khoi, nommer 1 dat ons moet verenig van ons is verdeeld. Ons is almal verdeeld. Alhoewel dit nie polities aanvaarbaar is om te praat van strandlopers nie, is daar tog van die mense van Ocean View wat trots na hulle self verwys as afstammelinge van die strandlopers. Ander weer verwys hulle na hulle self as die South Peninsula Khoisan groepering. Dit was werklik vir my 'n voorreg, maar ek was ook diep bedroef deur die stories van hierdie mense. 'n Geskiedenis van hartseer, van diep wonde wat nie maklik gaan heel nie. Maar daar is vir my tog lig ook. Dit was my wonderlik om te sien hoeveel passie daar nou weer is by mense om hulle identiteit te herontdek, om hulle ou tradisies weer te laat herleef, hulle kennis van die plante, van diere, van die veld en van hulle taal. Daar lê vir my hoop en ek wens hulle net 'n wonderlike toekoms.